Stel jou 'n jong volwassene voor. Hy het pas universiteit voltooi, eerste werk, eerste motor, eerste eie woonstel en dan kom die keuses. Keuses oor rigting, oor wie hy of sy regtig is. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week nog steeds in Lukas 14 vers 25 tot 35. En soos by soveel ander, is daar 'n stem in hierdie persoon se kop. Nie sy eie nie, maar 'n ouersin of 'n kultuursin. Moenie teleurstel nie. Onthou waar jy vandaan kom, moet nie uit pas beweeg nie. Dit is 'n verhaal van loyaliteit. En dit klink edel, maar partykeer is loyaliteit nie liefde nie. Dit is vrees in 'n vermomming. Jesus het dit presies geweet. In Lukas 14 draai na 'n groot skare, mense wat hom volg, bewonder, ondersteun en hy sê, as jy nie jou vader en moeder, vrou en kinders, broers en susters, ja selfs jou eie lewe haat nie, kan jy nie my disipel wees nie. Dis skokkend, dis ongemaklik en tog sê hy dit sonder verskoning. Maar wat bedoel hy? Jesus gebruik oortrewe taal om 'n diep punt te maak. As jy my wil volg, moet jy bereid wees om jou primêre loyaliteit te skuif. Jy moet kies vir 'n nuwe identiteit, een wat nie op bloed, kultuur of verwagtinge gebou is nie, maar op my. In daardie tyd was familie meer as net 'n paar mense in jou lewe. Dit was jou naam, jou toekoms, jou plek in die gemeenskap. Jesus vra dis nie net 'n verandering van prioriteite nie. Hy vra 'n verandering van wie jy dink jy is. En in ons tyd, dalk is dit nie ouers wat teen jou roeping staan nie. Dalk is dit jou eie sosiale sirkel, jou kultuur, jou sosiale media, jou eie innerlike stem wat sê, wees verstandig, speel veilig, moet nie uit pas wees nie. Maar Jesus se woorde daag steeds uit. Wie's jou eerste loyaliteit? Dis nie 'n oproep tot 'n rebellie nie. Dis 'n uitnodiging tot vryheid. Want jy kan eers jou familie, jou kultuur, jou mense werklik lief hê, wanneer jy hulle nie meer nodig het om jou identiteit te bevestig nie. Die pad van disipelskap is nie om jou wortels te ontken nie. Dis om jou wortels in hom te vind. So hier's die vraag. Aan wie of wat is jy eerste loyaal? En as Jesus vandag voor jou staan en sê, volg my, sal jy bereid wees om los te maak van dit wat jou tot nou toe vasgehou het? Want soms is ware vryheid net moontlik as jy eers iets kosbaars moet prysgee. Tot môre, mooi loop.